U is die Seun van God. Ons eer U, Vader, dat U ons so lief het, dat U U enige gebore Seun gestuur het. Dankie dat U ons so lief het. Ons eer U, U is 'n God van verhouding. En dankie dat U ons roep na 'n plekkie toe van intimiteit en dat U oor elkeen van ons se lewe 'n roeping het en U het ons elkeen design perfek volgens 'n skepingsplan en 'n doel. En ons eer U daarvoor, soos wat U vir Johannes die doper met hierdie skepingsdoel geskaap het om hierdie aankondiger te wees. So het U vir elkeen van ons 'n purpose en 'n doel. En ons eer U daarvoor. En dankie Vader dat U ons uniek gevorm het. Ek in die week sit ek saam met iemand wat bid. Vergewe my dat ek so slegte mens is. En Abba, dit sla my so hard in die hart en ek dink so, maar Abba, U het ons nie so gemaak nie. Dis ons keuses. En vergewe ons dat ons soms dinge doen wat U nie behaag het, dat ons wegloop van U af. Vergewe ons sondes. Vergewe ons dat ons U soms nie vertrou nie. Dat ons U los en ons eie wil najag en ons eie koninkryke bou. Vergewe ons. Vergewe ons dat ons vasgevang raak in ons eie persepsie, in ons eie opinies en teenstrydig raak en in opstand kom en in rebellie kom met daar waar U ons geplant het. Vergewe ons. Ons wil deel wees in die liggaam. Ons wil onsself gee as met gewillige harte kom ons na U toe. Beskikbaar, diensbaar en betroubaar. Kom gee ons onsself as lewende offers vir U. Abba, ek wil bid dat U vandag deur hierdie mond van klei sal spreek. Elke woord uit die troonkamer. Dat dit soos vars manna uit die troonkamer sal wees en dat die juk sal breek. Come have your way in this place. Ons eer U, Abba. Your presence is more real than the ground I'm standing on. U teenwoordigheid is meer 'n werklikheid as die vloer waarop ek staan. Ons eer U. We love your presence. We love your presence. Ek bid dit alles in Yeshua Messiah se naam, die Seun van Jotewawei. Amen. Amen. Ons is in Matteus 3 en ons het gesien Matteus skryf hierdie evangelie en sy evangelie is daarop uit, sy evangelie was daarop uit om die Jode te leer. Die Jode was vasgevang in Judaïsme en sekere godsdiens. God doesn't call us for a religion, He calls us for relationship. En ons het gesien, Matteus se doel was om sy evangelie te begin deur te verduidelik wie Yeshua as koning was. En ons weet, die evangelie van Matteus was geskryf hoofsaaklik met die doel vir die Jode, die wat vasgevang was om te verduidelik, maar hoorie, Yeshua is die Messias, hy is die koning, that's the one, dis die een. En daarom sal jy sien, soos ons verder Matteus tyd gaan bestudeer, dat Matteus geskryf het, ook met die verduideliking, omdat hy praat met die Jode, en die Jode het baie aggeslaan op Moses, as die profeet van Abba Vader. En daarom skryf Matteus met die verduideliking dat Yeshua die tweede Moses is. En dis iets waarmee die Jode vereenselwig, hulle kon daarmee vereenselwig. Inteendeel, Moses het aan Yeshua geprofeteer. Moses het van Yeshua geprofeteer.
Daar word ook dikwels gesien dat Moses op verskeie maniere, direk en indirek, oor Yeshua geprofeteer het. En daarom bestudeer ons ook die Torah. Die eerste 5 boeke. In Deuteronomium 18 vers 15 tot 19 het Moses self geprofeteer van 'n profeet wat uit die Israeliete sou opstaan, Yeshua. En soos Moses was Yeshua 'n profeet, 'n wetgewer, 'n leier, 'n verlosser, en hy het uit die mense van Israel gekom, hy het uit die stamme van Israel gekom. Uit wat se stam het Yeshua gekom? Stam van Juda. The Lion of Judah. In die Nuwe Testament word hierdie gedeelte in Handelinge 3 vers 22 tot 23 en in Handelinge 7 vers 37 aangehaal dat dit deur Yeshua vervul is. En ons weet Johannes die Doper en Johannes die Apostel is ook nie dieselfde persoon nie. Johannes die Doper was hierdie aankondiger, hy was hierdie profeet soos Elia. Hy was die een wat soos Elia geprofeteer is oor. Maar hy was nie dieselfde as die Johannes die Apostel, wat Johannes die evangelie geskryf het en die 3 briewe. Dis nie dieselfde. Daar's Johannes die Doper en Johannes die Apostel. Ek kry regtig 'n partykeer mense wat dit so bietjie verwar. Dan lees ons in Matteus 3 vers 1, in daardie dae het Johannes die Doper opgetree en in die woestyn van Judea. Nou dis vir my baie interessant dat hulle nie vir Johannes noem die Johannes wat sy kop afgekap is nie. Want dis wat met hom gaan gebeur en ons gaan kyk. Dis vir my interessant dat hulle hom nie noem Johannes die aankondiger nie. Dis vir my interessant dat hulle hom nie noem Johannes soos Elia nie. Johannes die profeet nie. Hoekom Johannes die Doper? Is dit omdat daar iets baie belangrik is oor die doop? Is vir my interessant dat hulle hom nie noem Johannes die besprinkelde nie. Hoekom die Johannes die Doper? Hoekom is dit 'n groot opskrif? Hoekom is dit Johannes die Doper? Is dit iets in Johannes se karakter, menswees, wat hierdie humbleness, hierdie nederigheid, want ons gaan dit sien in sy kleredrag in die volgende, en hoe hy sekere goeie sê, dat hy is nie waardig om eers die skoenrieme van sy Messias, die koning, vas te maak nie. Hy het homself nie belangrik beskou om selfs vir Yeshua te doop nie, maar die mense noem hom, en die woord noem hom Johannes die Doper. Ek meen, hoe wow sal dit nie wees om jou naam in die Bybel opgeskrywe wees, of kom ons sê in die boek van die lewe opgeskryf te hê as Roelf die Doper. Verstaan ons daardie, kom ons sê, ek wil net vir 'n oomblik, net vir 'n oomblik, kan ek jou gou vra, sê net jou naam die Doper. Sê net vir jouself, jou naam die Doper. Dis nogal, okay, hoekom is daar hoeveel is daar so erns op die Doper, dat jou naam in die boek van die lewe, of soos Johannes, sy naam in die woord geskryf word, Johannes die Doper. Hy was in die woestyn van Judea, aan die suidepunt van die Jordaanrivier, dis waar hy was, sy hele lewe. En hierdie streek is by die Jordaanvallei en strek al die pad tot by die Dooie See. Nou, as jy van die see van Galilea af beweeg na die Dooie See toe, net sommer so vir interessantheid, die see van Galilea is nie 'n see nie, dis 'n meer. En hoekom hy 'n see genoem word is as gevolg van die winde wat so waai, maar hy kry water van die berg van Hermon af en sy water gaan na die see, na die Dooie See toe. En dit wat jy ontvang, moet jy uitgee. Dan is daar lewe, daar was visse. Maar die Dooie See het ontvang en het niks uitgegee nie, daar is my dood. En net so is dit met ons, nee, in ons lewens, ons is dood as ons nie uitgee nie. Maar van die see van Galilea af na die Dooie See toe is daar loop die Jordaanrivier af tot in die Dooie See, en hoe verder jy na die Dooie See toe gaan, hoe meer is dit in die woestyn. En dit is waar Johannes was. Hy was in die Jordaanrivier vallei,
wat strek tot by die Dooie See, af tot by die vinger van die Rooi See, wat vandag staan as die golf van Akaba. En Johannes die Doper was daarso, en hy het daar gedoop, dis daar in die woestyn waar hy was. Nou, as jy gaan kyk na daardie woestyne area, dit is woestyn, hoor, dis desert. Dis woestyn. Dis naby Jericho. Jericho is die ver daarvan of nie? Engedi, vir die wat al by Engedi was. So die Johannes die Doper was daar, maar hier is die vraag, is almal in Jerusalem en almal het gehoor van Johannes die Doper in die woestyn. Almal het gehoor van Johannes. Hoekom Johannes die Doper? Hoekom die Johannes die Doper? Dit moes, dink het gou daaroor, Matteus skryf vir ons, onthou hy skryf vir die Jode om vir hulle te vertel, maar Yeshua is die Messias. Matteus se evangelie gaan daaroor om vir die wat vas is in godsdienst te vertel dat Yeshua is die Messias. Hoe sou die Jode en die wat vas was in Judaïsme en in godsdienst soos die Fariseërs en die Sadduseërs gevoel het oor die naam Johannes die Doper? Hoekom word hy genoem Johannes die Doper? Onthou, daardie tyd het die Fariseërs en die Sadduseërs gemikwe. Met ander woorde, hulle het elkeen self in 'n bad geklim, dit is wat 'n mikwe was, hulle het in 'n bad geklim, en hulle self geonderdompel. Hulle het in 'n bad geklim en self onder die water ingeloop. Vir die kinders van Israel om onderdompel te word, dit was nie net die Jode nie, dit was nie net die Judaïsme nie. 3 maal 'n jaar het al die stamme van Israel opgekom na Jerusalem, na die tempel toe, en by die tempel was daar baie baddens, waar jy, voor jy jou offer gebring het, het jy eers gegaan vir 'n mikwe. En dit is, jy het in 'n bad geklim, en dan jy jouself onder die water in, jy het jou geonderdompel onder die water. Die Grieke noem hierdie onderdompeling doop, baptism. Maar wat was die eerste bedoel daarmee om jouself te onderdompel? Wat was die eerste bedoeling daarmee? Hoekom het hulle, as hulle tempel toe gegaan het, hulle self geonderdompel? En wat het Johannes dan anders kom doen dat sy naam Johannes die Doper is? Onderdompeling of doop prakties is onderdompeling en doop. Onderdompeling is, die Griekse woord is doop, baptism. Maar dis onderdompeling, dis nie besprinkeling nie, dis onderdompeling. So jy gaan onder water in. Onderdompeling of doop prakties is, hoor gou wat teken die oorspronklike woord vir ons. Ek weet nie, en ek dink baie jong mense verstaan nie hierdie nie, maar ek het groot geword in 'n huis. Ek het my maat sekere klere, as jou klere, veral 'n wit hemp, nee, as hy so bietjie gebleik geraak het, dan het jy hom gedaai. Ek dink ons jong mense ken dit nie vandag hier, gooi maar net die hemp weg. Of jy draam dat hy soveel gehad, vandag dra hulle daai hemde met gate in en hulle noem dit mode. Maar wat hulle gedoen het, of wat jy gedoen het, is jy koop dis so klein houertjie, ronde dingetjie, dis hoe hy in die ou tyd was, en hy was so met plastiek toe. En dan vat jy, dan's daar kleurstof daar binne. So kom ons sê jy het 'n ou wit hemp gehad en jy wil hom nou blou maak. Dan het jy vir jou blou daai gaan koop. Dis 'n kleurstof. En dan het jy daai kleurstof in die water gegooi. En dan het hy die water blou gemaak. Dit is wat daai doen. Hy maak die water blou. En wanneer jy hierdie kleurstof, hierdie daai in die water gooi, en jy vat hierdie hemp wat se kleur jy wil verander van wit na blou, dan onderdompel jy hom in hierdie kleursel met water in. En weet jy wat is amazing? Jy hou hom 'n rukkie in daai kleursel en jy squash hom so bietjie in daai kleursel met daai blou. En wat amazing is, as jy daai hemp uithaal, dan is hy blou, is hy nie meer wit nie.
Wat jy doen is, jy doop of onderdompel die hemp in die kleurstof en water, en wanneer jy dit klaar geonderdompel het, dan het hierdie hemp die eienskappe, die kleur van hierdie kleurstof aangeneem. Nou vir die kinders van Israel, voor Johannes die Doper, was hierdie onderdompeling. Hoekom het hulle die onderdompeling gedoen? Hoekom het hulle deur 'n mikwa gegaan voor hulle in die tempel ingegaan het? Vir rituele reinheid. Want daar's Levitikus, en ons is binnekort, ons maak nou klaar in die volgende paar weke met Exodus, dan skuif ons na Levitikus toe. Daar's 'n klomp dinge wat jou onrein gemaak het, as jy naby die dood gekom het. Maandelikse siekte. Daar's 'n klomp goeders wat jou onrein gemaak het. So, vir die kinders van Israel, voor Johannes die Doper, Johannes die Doper, was hierdie onderdompeling en absorbering van kenmerke vir rituele. Met ander woorde, jy deur hierdie bad gegaan, en die kenmerke wat jy sou absorbeer, soos wat daai hemp, daai blou kleursel sou absorbeer, was rituele reinheid. Onthou, voordat 'n persoon sy offer by die tempel kon aanbied, het hy hom eers self gaan dompel. Hy het gevra vir reinheid, want hoekom? Maar Vader het die tabernakel in die begin gebou met 'n omheining wat spierwit was. En jy kon net een weg ingaan en was weer deur die weg. Met ander woorde, want hoekom die enigste karaktereienskap van Abba Vader wat 3 keer herhaal word is hy is heilig. Heilig, heilig, heilig. En hoekom is dit die karaktereienskap wat 3 keer herhaal word? Want heilig beteken hy's afgesonder. Afgesonder van wat? Sonde. Met ander woorde, as jy 'n offer vir Abba Vader gebring het, dan het jy jouself gaan reinig. Jy deur hierdie bad gaan loop, en jy die karaktereienskappe, dit was 'n profetiese, simboliese aksie om te sê, maar ek gaan hier deur, wash me Lord, wash me cleanse, van reinheid, maak my rein. Hierdie onderdompeling was net aan gehoorsaamheid aan verskeie gedeeltes in Levitikus wat ons kan gaan lees en wat ons kan bestudeer, wat ons leer oor oorsake wat ons ritueel onrein gemaak het. Maar let wel, die belangrikste ding om op te let is minder die presiese metode van onderdompeling. Jy moet nou hierdie dingetjie vashou en jy moet in hierdie kant afgaan en dan moet soveel trappies wees. Niks, daar word niks oor dit gesê, waar jy, hoe die ding nie, en daar's soveel mense wat veg, moet iemand jou bystaan, moet daar iemand wees as jy dit doen, hoe moet die persoon sy hand vashou, al hierdie godsdiens. Forget about that. Die belangrikste ding om op te let is minder die presiese metode van die onderdompeling, maar meer waaroor die onderdompeling gaan. Maar vir die kinders van Israel was onderdompeling oor rituele reiniging van geestelike onreinheid. So jy het jouself deur 'n mikwe gevat, jy het jouself deur 'n bad, jy het onder in die water ingegaan en uitgekom, fisies jy het onder in die water ingegaan en uitgekom, en jy het dit gedoen om te sê, maar reinig my van enige iets wat my onrein gemaak het. Wat was die verskil van Johannes, die een wat weird klere aantrek, die een wat in die woestyn bly die res van sy lewe, die een wat geroep word soos Elia? Hoekom word hy genoem Johannes die Doper? Wat was anders aan sy doop as sy onderdompeling? Wat was anders as die gewone rituele reiniging? Johannes se doop of onderdompeling was nuut geweest, veral vir die wat vasgevang was in godsdiens. Want dit was nie verreining van rituele reinheid nie, maar eerder 'n reiniging van sonde. So voor Johannes die Doper gekom het, het die kinders van Israel deur 'n mikwa gegaan, 'n doop of 'n onderdompeling weens onreinheid. En daar's 'n verskil tussen onreinheid en sonde. Daar's 'n verskil. Onreinheid is nie noodwendig sonde nie.
Onreinheid is nie noodwendig sonde nie. As 'n ma geboorte gegee het aan 'n kind, dan was sy onrein. En daar's 'n hele proses wat Levitikus vir ons gee. Dis nie noodwendig sonde nie, want wat is sonde? Wetteloosheid. 1 Johannes 3 vers 4 is wanneer ek die woord van God nie gehoorsaam nie. So hoe kan jy vir my sê onreinheid is sonde as sy net geboorte gegee het? Abba Vader dan gesê ons moet voortplant. Onreinheid kon amper altyd self tereggestel word. Dit was 'n onderdompeling en dan was daar 'n wagperiode. Baie kere, en ons leer daarvan in Levitikus, as jy onrein was, vat vir Miriam, toe sy in 'n opstand gekom het teenoor Moses, toe sy uit die kamp uitgejaag, vir hoe lank? 7 dae, daar was 'n wagperiode. Melaatses moes ook buite gebly het en dan moes hulle self gaan onderdompel het, gaan reinig het en dan was daar ook 'n wagperiode en die wagperiodes het maar verskil. So al die redes hoekom 'n mens ritueel onrein kon word, kon opgelos word deur water, jouself te onderdompel en dan vir 'n tydperk te wag. Die oplossing vir onreinheid was dus gewoonlik vinnig en dit was pynloos en het teoreties niks gekos nie. Behalwe gehoorsaamheid. Want ons lees van 'n man genaamd wat is sy naam? Wat Elia gesê het, gaan dompel jouself 7 keer. Naaman. Ekskuus, nou kan ek vir 'n oomblik aan hom dinkie. Hy kom na Elia toe om gereinig te word, want hy het melaatsheid. En wat sê Elia vir hom? Gaan dompel jouself 7 keer in die Jordaanrivier. En hy reken, nee, my riviere is beter, daar waar ek vandaan kom. Die Jordaanrivier is nou nie so nice soos daai rivier nie. Maar eventually sê een van sy wagte, sy diensknegte sê vir hom, maar Naaman gaan luister na Elia, doen net wat hy sê. Hoekom is dit so moeilik? Dit verg gehoorsaamheid. Dit was nog altyd gehoorsaamheid. Die oplossing vir onreinheid was dus gewoonlik vinnig en dit was pynloos. Maar let wel, 'n paar van hierdie ernstige redes vir onreinheid het meer uitgebreide prosedures of 'n langer wagtyd vereis. Maar hoe het jy jou sondes bely voor Yeshua? As iemand voor Yeshua gekom het, hoe het jy jou sondes bely? Wie kan onthou hoe hulle by die tempel hulle sondes bely? Hoe bely die Jode vandag nog hulle sondes? Die wat vasgevang is in Judaïsme, hoe bely hulle sondes? Want daar is nie meer 'n tempel nie. Hoe het jy jou sondes bely? Jy het 'n offer gebring. As iemand gesondig het voor Yeshua, het daardie persoon 'n diereoffer gebring na die tabernakel of die tempel, wat dan geoffer is by die bronsaltaar. En hierdie offers het gewissel van voëls tot 'n bul. Volwasse bul. So onreinheid is met water gereinig of genees. Sonde is genees met die bloed van 'n onskuldige dier. Maar hoor mooi, dit is nie dat die doop of onderdompeling na Johannes nou versoening doen vir sonde nie. Dis nie wat dit doen nie. En ek wil net hierdie punt daar los en ek wil nie jy moet hoor mooi. Dit is eerder dat wanneer 'n mens vertrou het op die Messias, die een wat kom, in ons geval die een wat gekom het. Die een waarvoor Johannes die weg voorberei het. As jy glo in hom, dan lei Heilige Gees jou om deur water, dan lei Heilige Gees jou om geonderdompel te word. Wat simbolies is om soos wat jy 'n hemp in daai gedruk het en uithaal, so verander jy in die onderdompeling van 'n wit vuil hemp na 'n nuwe kleed, 'n nuwe mantel. Dan lei Heilige Gees jou om in die water gedompel te word as jy Yeshua aanvaar. Onthou Johannes, die doper het vir mense vertel voor Yeshua nog gekom het, voor hy nog begin het met sy bediening, het hy vertel van die een, en dadelik toe hy hulle vertel het, het Heilige Gees hulle gelei om gedoop te word. Ons sit nou in die posisie, na Yeshua hier was, hoor ons van Yeshua, ons aanvaar hom en Heilige Gees kry ons om geonderdompel te word.
Om wat te doen? Om verander te word van die kleur, die vuil wit hemp, na hierdie supermooi nuwe blou hemp. Met ander woorde, ek word simbolies, gaan ek onder hierdie onderdompeling in om die karaktereienskappe van my Messias oor te neem. Van die ou lewe ontslae te raak, hy ou vuil hemp, hy bly in die bad, dis 'n nuwe een wat opstaan, 'n nuwe persoon. Dis simbolies om met Yeshua te identifiseer. En al wat dit verg, is gehoorsaamheid. Nog altyd is dit gehoorsaamheid. Onderdompeling is gehoorsaamheid. Hoekom het die kinders van Israel hulle self onderdompel vir rituele reinheid? Hoekom het Abba Vader dit ingestel om te kyk of sy kinders gaan gehoorsaam wees? Was dit hoekom is hulle geonderdompel? Dink gou daaroor, hoekom het die kinders van Israel, voor hulle by die tempel ingegaan het, hulle self onderdompel of 'n mikwa gevat? Was dit fisies die water wat jou skoon gemaak het? Kon hulle dit doen kon hulle in 'n mikwa instap as jy 'n baba was? Dink mooi daaroor. Hoe het 'n baba geweet hy's onrein? Is dit nie 'n besluit wat self innerlik moet wees en Heilige Gees jou, dis die karaktereienskap van Heilige Gees wat jou oortuig, jy's vuil, gaan deur 'n ritueel. Dis 'n gehoorsaamheid. Dis 'n gehoorsaamheid om skoon te kom van onreinheid. Ook het die kinders van Israel verklaar hoekom hulle 'n mikwa. Jy het verklaar as jy hierdie mikwa gevat het, jy verklaar hoekom jy hierdie mikwa vat, hierdie onderdompeling in die water. Jy het verklaar, ek doen dit weens rituele onreinheid. Jy het dit verklaar. Hoor gou. Hoe verklaar 'n baba dat ek onrein was? En hoor gou, dit was nie die water of die totale onderdompeling wat jou genees het of jou rituele onreinheid gegee het nie. Wat jou onreinheid weggevat het en jou genees het daarvan nie. Alhoewel die onderdompeling 'n fisiese ding was, wat hulle gedoen het almal geweet, dit was profeties, dit was simbolies, dat jy sal presies doen in gehoorsaamheid, wat ook al Abba Vader sê, sodat jy rein voor hom kan staan. So die onderdompeling was nie omdat die water die onreinheid letterlik weggespoel het, en daar gaan dit in die drein af, en is nie dit nie. Dit gaan oor of jy simbolies en profeties sal doen wat Abba Vader sê. Net so is dit met die doop van Johannes die Doper. Dis nie die water waarin jy doop wat die sondes wegwas nie. Want dit gaan oor sondes. En 'n babaatjie, op watter ouderdom begin hy te sondig? Hoekom leer die woord ons dat alle kinders, die koninkryk van die hemele is die koninkryk van kinders. Want alle kinders, ek glo is tot by 12-jarige ouderdom, kan nog nie die besluit maak of ek gesondig of nie gesondig het nie. Dis hoekom die hemele vol kinders is. Jy moet op 'n plek kom waar jy kan besef, maar ek is onrein of ek het gesondig en daarom word ek gedoop. Jy moet op 'n plek kom waar jy sê, maar hierdie T-shirt van my, hierdie leefstyl van my, hierdie karaktereienskappe van my is soos 'n vuil, deurgedraade hemp. En dis hoekom ek sê, baie mense dra dit nog steeds vandag. Abba roep ons, Heilige Gees roep ons om skoongewas te word, om 'n nuwe karaktereienskap te hê, 'n nuwe kledingstuk. So met die doop van Johannes die Doper af, dis nie water waarin jy doop wat die sondes wegwas nie. Nee, dis die simboliek dat ek soos 'n hemp wat gedaai word, onder water gedompel word, om kleur te verander, om die karaktereienskappe van Yeshua aan te neem. Om gevul te word met die Heilige Gees, dieselfde Gees wat Yeshua uit die dode uit opgewek het. En dit is wat Paulus ons leer in Romeine 6, en ek gaan nou vir ons lees. Dit is interessant, dat alhoewel die term doop in die oorspronklike beteken om te onderdompel in water. Dis wat doop beteken. Dis wat dit beteken, om onder water te dompel, om jou hele liggaam onder die water in te dompel. Dat 'n paar 100 jaar gelede, dat die kerk die praktyk van besprinkeling begin het. Hoe verander jy 'n hemp wat wit is, met 'n paar besprinkelingkies op?
Dis glad die Bybels nie. En dis hoe die vyand kom en die kerk infiltreer het en die waarheid kom wegvat het. Hoe besprinkeling gesien kan word as dieselfde as onderdompeling, weet ek nie. Ek weet nie hoe. Kan mense wat hoe lank studeer in die woord, ek kan nie verstaan hoe die vyand mens so blind kan maak. Is dit dalk godsdiens? Jy daai nie 'n hemp deur 'n paar druppels water op 'n sekere area van die hemp te besprinkel nie. En natuurlik, jy word gedoop as jy weet jy's onrein. Jy word gedoop wanneer jy weet jy het 'n sondige natuur, jy het 'n sondig, daar's die sondigheid in jou. Dan lei Heilige Gees jou om gedoop te word. En dan moet jy gehoorsaam, want as jy nie die Heilige Gees gehoorsaam nie, dis 'n huge sonde. Ons gaan daarna kyk. Wat gebeur as ek die Heilige Gees wat my wil leer oor Yeshua, wat my wil leer as ek die Heilige Gees teestaan? Prakties is hierdie simbolies, profeties, en profeties verklaar jy dat jy op 'n Vader sal gehoorsaam. Jy sal doodgaan in jou eie wil. Jy sal daai ou natuur, daai ou lelike hemp sal jy los en jy wil gevul word met die karaktereienskappe van Yeshua en jy sal kleur verander en jy sal leef soos wat Yeshua, jy sal voortgaan om te leef soos Yeshua geleef het. Romeine 6 vers 1 tot 13 sê Paulus, wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly? Gaan ons nou in hierdie vuil hemp bly? Verstaan jy hoe prakties raak dit nou? En dit is wat Abba Vader doen, wanneer hy ons so op 'n praktiese, dis wat die Heilige Gees doen, dan kom leer hy ons so op 'n praktiese manier, want nou maak dit sin wat Paulus sê, wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly? Sal ons hierdie vuil hemde bly? En net hoop dat die genade meer word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Of weet julle nie dat ons almal wat in Yeshua gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is dus saam met hom begrawe, die ou hemp is begrawe, die ou natuur, die ou mens, as ek ingaan in daai onderdompeling, in daai doop, soos wat Yeshua gedoop is, voor sy bediening begin het hy self gedoop, en ons gaan daarna kyk hoekom. Maar wat jy doen as jy gedoop is, jy gaan in die water en jy gaan dood in jou ou natuur, en jy wil verander en jy sê, maar daardie selfde Gees wat Yeshua uit die dood uit opgewek het, kom leef in my. Vers 3, of weet julle nie dat ons almal wat Yeshua gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is dus saam met hom begrawe, deur die doop in die dood, sodat net soos wat Yeshua uit die dode opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Hoekom het Yeshua nou weer gesterwe? Vir my en jou, vir sonde. En hoekom het Johannes dit al gedoen voor Yeshua gekom het? Net dieselfde rede hoekom hy dit doen, hoekom ons doop na. Dis glo in Yeshua. Jy hoef nie, dit was nog altyd geloof in Yeshua. Vers 5. Want as ons met hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur die aan sy opstanding. Aangesien ons dit weet dat ons oue mens saam gekruisig is, met ander woorde, ek sê ek wil verander, ek wil hierdie geesvervulde mens wees, so ek wil hierdie ou hemp moet gaan in hierdie water in, hy moet verander, ek verstaan dit en dit is hoekom ek gaan dood aan hierdie ou look, ek gaan dood aan hierdie ou vuilheid, daardie selfde krag wat hom uit die dode, daar waar hy vir ons die prys betaal het, wat hom opgerig het uit die dode, daardie selfde krag kom maak my nuut, sodat ek nie meer, want Heilige Gees help my. Esegiel profeteer dit in Esegiel 36, dat hy sal ons kom vernuwe, en dan sal die Gees in ons lewe, wat ons sal help om nie meer te sondig nie. Vers 7, want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. Geregverdig van die sonde. Regverdig is, ek staan voor Abba Vader met sondes wat ek reeds klaar bely het. Dis wat regverdig beteken. As ons dan saam met Yeshua gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. Omdat ons weet dat Yeshua, nadat hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie. Die dood heers nie meer oor hom nie. Net so heers die sonde dan nie meer oor ons nie, want die Heilige Gees maak ons bewus en help ons.
Want die dood wat hy gesterf het, het hy vir die sonde eens en vir altyd gesterwe. Maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. So moet julle ook reken dat julle wel vir sonde dood is, maar lewend is vir Jotai in Yeshua. Laat die sonde dan in julle sterflike liggaam nie heers dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou word nie. En moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie. Moenie dans op die pype van die vyand nie. Moenie jou liggaam blootstel in dinge wat vir die vyand is nie. Hierso staan, moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde nie. Met ander woorde, moenie gaan dans met hierdie last wat geskep word in ander nie. Moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julleself tot beskikking van Jotai as mense wat uit die dood lewend geword het, gaan dans op sy voete. Wat hom verheerlik, wat nie die gees van welis provoke nie. En julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God. Jy sien, om 'n paar druppels water op jou te laat gooi, is nie onderdompeling nie. Jy gaan nie daai kleur van daai hemp verander nie. Die praktyk om babas of klein kindertjies te doop, is ook nie doeltreffend nie, want hulle het geen keuse gehad dat ek wil gereinig word of dat ek van sonde wil klaarmaak nie. En as iemand sê, maar ek is klein gedoop, ek gaan nie groot doop nie, wat jy eintlik sê is, ek aanvaar om Sondag met 'n vuil hemp rond te loop. As jy een is wat voor die ouderdom van aanspreeklikheid besprinkel is, of dalk as 'n kind gedoop is my advies vandag, my raad aan jou, en ek bid dat Heilige Gees dit so op jou hart sal sit, om so vinnig as moontlik gedoop te word. Luister vir Heilige Gees. Is dit hoekom Johannes die doper genoem word? Is dit belangrik? Kardinale belang. Van kardinale belang. Johannes die doper het 'n tweeledige boodskap wat hy aan die kinders van Israel as ook vir ons gebring het. Dat mense moet wegdraai van hulle sondes. Dat hulle hierdie nuwe kleed moet aantrek. Hulle moet terugkeer na Abba Vader toe. En dit was alles ter voorbereiding van die koms van die koning van die hemele. Ons het vorige keer gesien alles omtrent Johannes die doper, sy skielike verskyning, sy leefstyl, sy prediking, sy doop. Het ons nou net na gekyk, self sy geboorte was besonder uniek. Hy's gebore uit mense wat onvrugbaar was. Sy ma was onvrugbaar. 'n Wonderwerk. Hy's gebore om 'n priester te wees deur erfenis, maar hy was 'n profeet, soos Elia. Sy pa was 'n priester, soos sy gevolg sou gewees het, hy sou 'n priester geword het. Maar Abba Vader het gesê hy sal 'n profeet wees, soos Elia. Johannes het nie uit sy natuurlike pa se voetspore geloop nie, maar in die wil van sy hemelse Vader. En nadat hy sy leefstyl in die woestyn deurgebring het, tot op die regte oomblik, het Abba Vader met sy hart gepraat, en hy het die boodskap wat Abba Vader hom in die woestyn gegee het, begin uitbrul soos 'n leeu, a voice in the desert. Almal weet van hy stem in die woestyn. Dit is vir my so mooi. 'n jaar of wat en 'n half terug, het oom Gerard, Heilige Gees hom gelei om eendag vir my te kom bid. En it was so amazing. It was so amazing. Het nie net vir my kom bid nie, maar hy was net gehoorsaam wat Abba vir hom gesê het. En sy woorde was dat Abba sê, roef, Abba call you to be a voice in the desert. Ek sê vir hom, Gerard, dankie, dis bevestiging. Kyk net gou-gou, wat is ons wifi? Wat word ons wifi by ons huis genoem? Voice in the desert. Voice in the desert is daar van ons huis af, wat ons die woord sal verkondig,
En dis wat ons nog steeds doen met die daaglikse brood. A voice in the desert, dit gaan nie oor die instrument nie. Dit gaan oor die boodskap, die koning is op pad. And we need to prepare. Die koning kom. 'n Mens sou dink Johannes sou gaan uitskree het op die dakke of die pleine van Jerusalem. Mense sou gedink het hy sou op die tempel gaan staan het en uitskree vir almal om te hoor dat die Messias is op pad. Maar dis nie hoe Abba Vader dit deur Johannes gedoen het nie. Nee, Johannes het sy hele lewe in die woestyn van Judea deurgebring en ek dink daar is iets simbolies hieraan. Ek glo daar is iets simbolies daarin dat Johannes in die woestyn was en dat almal van die tempel af na die woestyn toe gekom het. Jy sien, want Johannes het mense weggeroep wat vasgevang was in die wêreldstelsel, woestyn toe. Johannes het hulle weggeroep van die skynheiligheid af, van die godsdienstigheid af, woestyn toe. Weg van die valsheid van hulle tempelaanbidding, weg van die leksheid na 'n verlate plek, waar hulle kan begin fokus op die verlate dor eienskappe van hulle eie harte. Weg van die geraas en die ratreis van hierdie wêreld, weg van die invloede van hierdie wêreld. Hulle moes die wêreldstelsel vir 'n oomblik verlaat. Hulle moes stil geraak het. Hulle moes al hulle stokperdjies, al die dinge wat hulle so besig hou, hulle WhatsApps, hulle YouTubes, hulle al daai goeters moes hulle verlaat en na 'n dorplek, na 'n woestyn toe gaan to hear the voice. Hulle moes die stad Jerusalem verlaat, hulle moes die tempel verlaat na 'n plek to hear the voice. Ek weet nie waardeur gaan jy nie, maar miskien roep Abba Vader jou om te unravel uit hierdie wêreldstelsel toe na 'n plek toe waar hy met jou kan praat. Hoekom moes hulle al hierdie goeters laat? Wat moes hulle gaan hoor het? Hulle moes die tempel en al hierdie plekke, stede en hierdie wêreldse dryf na geld moes hulle verlaat het, na die woestyn toe gegaan het om wat by Johannes te hoor. 'n Man wat geklee is en ons gaan kyk na sy kledingstukke en hoekom hy dit gedra het. 'n Man wat sy hare gesny het nie. 'n Man wat daar in die woestyn bly. Hoekom is hulle gaan hoor het wat hy te sê het? Matteus gee vir ons Johannes se boodskap. En dit is my so amazing want toe ek hierdie sien, toe is dit soos 'n sjoe. Ons kom met hierdie groot preke. Johannes kom met 2 sinnetjies. Jy sien, ons dink partykeer ek gaan mense kry, maar net 1 sin is genoeg. Jy dink jy moet partykeer soveel voorbereiding gaan doen, jy moet soveel. Johannes se boodskap is 'n baie kort boodskap. 'n Eienskap waaroor nie alle predikers beskik nie. Maar Johannes sê in Matteus 3 vers 2, sy boodskap is bekeer julle want die koninkryk van die hele hemel het naby gekom. Dit was sy boodskap. Nou die woordjie preek in Grieks is kerosso. Kerosso, die grondwoord, ek en Dylan leer gister 'n nuwe woord, die grondwoord. Ons praat van die rootwoord in Engels. Dan praat ek gewoonlik van die werkelwoord, maar die grondwoord van kerusso is kroes, wat beteken 'n herald in Engels, 'n herald. In Afrikaans 'n aankondiger. Hy het aangekondig. Letterlik die een wat met 'n harde stem die koms van 'n koning aankondig. It's a roar of a lion. A roar of a lion. En so het hy verkondig. Maar wat het hy aangekondig? Want hierdie moes nogal hard geslat het. Wat het hy aangekondig? Al die fariseërs, sadduseërs, al die geleerdes kom van hulle stede af. Hulle laat hulle tempeldiens. Hulle kom om te hoor wat hierdie ene met weird klere, met lang hare uit die woestyn uit aankondig. Bekeer julle. Bekeer julle. Teshuva. Johannes se boodskap was, hoorie, hierdie soort koning wat kom, hierdie soort koning wat ek aankondig, eis dat jy jouself moet bekeer. Hy wil hê jy moet hom aanbid. Maar jy kan hom nie wettig aanbid
voordat jy nie van sonde in jou lewe ontslaag geraak het nie. Jy kan nie na Yeshua die koning toe kom en hom net aanbid soos wat jy wil nie. Jy moet eers daardie sonde in jouself hanteer. En dit wat Johannes aangekondig het, bekeer julle. Hy het vir die hele Israel gesê, kyk, jy kan nie die koning aanvaar en die koning begin aanbid soos jy wil nie. Jy moet eers van jou ons sonde ontslae raak. En wat is sonde nou weer? 1 Johannes 3 vers 4. Dis daar waar ek Vader gelos het en nie meer gehoorsaam was hy nie. Ek loop saam met Abba Vader, want hy is heilig, afgesonder van sonde, en dan loop ek weg van hom, want ek gehoorsaam hom nie meer nie, dan loop ek weg van Vader af, en al hoe ek terugkom is deur die bloed van die lam, en dan wandel ek in Vader se weer, dan doen ek presies soos hy sê ek moet gedoop word, of as hy sê ek moet onder dompeling gaan, deur 'n ritueel, deur onreinheid, dan het ek nodig om hom te gehoorsaam. Ek kom terug na sy woord toe, ek is gehoorsaam. So Johannes se boodskap was presies ook die identiese boodskap wat Yeshua verkondig het. Toe Yeshua gekom het met sy bediening. Want in Matteus 4 vers 17 staan, van toe af het Yeshua begin om te preek en te sê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het gekom. Yeshua en Johannes het dieselfde preek gepreek, kort, kragtig, bekeer julle. Nou dit klink vir ons redelik bekeer, dit klink so eenvoudige boodskap, maar jy moet dink wat se effek het dit gehad op daai mense, want hulle was vasgevang in hulle godsdienst. Johannes, waarvan moet ons bekeer? Ons is nie sondig nie, ek is dan 'n priester. Ek is dan 'n skrifgeleerde. Wat se boodskap bring jy nou vir ons? Die woordjie bekeer in Grieks is mataneo en in Hebreëus teshuva. Dis terugkeer, dis berouvol, bedroef, terugkeer na Vader se weë. Dis dieselfde boodskap wat Yeshua gegee het. Bekeer julle. Nie skeer uit Abba Vader se weë nie. Dis 'n terugkeer, berouvol, bedroef na Abba Vader se instruksies, sy weë om wat? Om te verander. Dis nie om dit net te hoor en te sê ja, en dan gaan ek môre weer aan nie. Nee. Dis 'n verandering van doel, dis 'n verandering van rigting, dis 'n verandering van gedagte, dis 'n verandering van wil, dis 'n verandering van sonde na heiligheid, dis 'n verandering van 'n wit hemp na 'n blou hemp, dis 'n totale verandering. Dis bekeer jou, teshuva. Jy het weggeloop van Abba Vader af, jy loop nie meer in sy weë nie. Jy het gesondig. Keer terug. Dis 'n verandering van die gedagtes en die doel van sonde na heiligheid. Johannes het gepreek, verander van 'n sondige mens na 'n persoon wat 'n heilige priesterdom is, na heiligheid toe. Wat is heiligheid? Hebreë woord kadosh, afgesonder van sonde. Ons as gevuldes het 'n probleem met sonde, daarom kan ons die sonde in die kerk nie toelaat. Verander van 'n sondige mens na heilige priesterdom van Yeshua toe. Dink gou daaroor, die meeste mense het gedink hulle was geleerd. Hulle het gedink hulle is nie die roeping. Ek dink hoe daai fariseërs en sadiseërs gevoel toe hulle Johannes die Doper, toe hulle sy boodskap hoor. Hulle het 'n vendetta gebou want hulle wil sy kop afkap later. Die meeste mense het gedink hulle was geleerd. So kan jy jou indink watter soort boodskap dit was vir hulle moes gewees het. Die koning kom en alles sal reg wees as jy net 180 grade omdraai na die weë van Abba Vader. Die boodskap is nog presies dieselfde. Die koning is binnekort op pad. Hy kom nie vir 'n loslappie nie. Hy kom vir 'n bruid wat gereinig, geklens is. Dis hier waar jy jou hele lewenstyl heeltemal verander en jy die koning ontvang met alles van jou, soos wat jy 'n ou verlepte, vuil, deurgedrade hemp verander het, kom vul hy jou met die gees waar jy sy glorie, sy eer betoon in jou leefstyl.
Wat 'n aanstoot was dit nie vir hierdie fariseërs en sadiseërs wat gedink het hulle is mos hierdie helikopterpilots omdat hulle vir die tempel werk. En hulle het al hierdie ekstra wette geskryf wat ons noem die Oral Torah. Wel, stel jou vandag voor. Jy is vandag die Johannes die Doper wat verkondig, die koning is op pad. En hy verlang 'n omkeer. Hy verlang dat jy die wêreldse stelsels los. Hy verlang dat jy hom heel eerste moet stel. Hy verlang dat jy tot bekering moet kom en Abba Vader se weë moet begin wandel. Hy verlang draai heeltemal om van waartoe jy op pad was, terug na Abba Vader se weë, se purpose wat hy vir jou lewe het. Hoeveel mense gaan vir jou sê, o, jy's nou wetties. In die oorspronklike woord is die woord wat Johannes die Doper gebruik, 'n radikale verandering. 'n Radikale omkeer, 'n radikale transformasie van verstand en hart, en dis wat Paulus regdeur en Petrus vir ons in Handelinge leer, dat wanneer jy bekeer, wanneer jy tot wedergebore kom is, verander jou hele lewe, dat jy sal Shema, as Heilige Gees vir jou wys, jy moet geonderdompel word, sodat hy jou kan vul met die Gees. Maar as jy vas is in godsdiens, sal jy teëstaan. Dis 'n volkomme bekering, en dit is wat Johannes, Yeshua se aankondiger, verkondig het. En die vraag is, sal ek en jy dit verkondig? Sal ek en jy hierdie kort boodskap vat na die nasies toe? Want ons koning is op pad. Dis presies wat Petrus gedoen het. Petrus was by die tempel, hulle is gevul met die Heilige Gees, hulle 10 dae gaan wag. Nadat Yeshua opgevaar het na die hemel, het hulle gaan wag in die bovertrek, het hulle gaan wag. En toe is daar 4 tonge op hulle. Daardie dag het 3000 mense, het 3000 mense se lewens aangeraak. Maar Vader se Gees het oor Petrus gekom by Pinkster, en hy het dadelik vir almal daar die evangelie verkondig. Hy het vertel wat hy die koning kom doen, hy het kom sterf vir ons, en dat Yeshua die lam van God is. En in Handelinge 2 vers 38 sê Petrus reguit, bekeer julle, selfe boodskap. Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word. Verander van 'n wit T-shirt na 'n blou T-shirt. Verander in die naam van Yeshua Messiah. So jy verander na die gesindheid van Yeshua. Tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Petrus roep almal, 3000 mense om te bekeer. Petrus roep almal om te bekeer wat by die bronsaltaar gebeur het, ook in die tabernakel. Jy bring jou sondes, en dan na jy jou sondes bely het, wat is die volgende instrument wat jy kry? Die waskom. Jy was jou. Laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Yeshua tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Dalk is die rede hoekom jy nie weet, hoekom jy nie die doel lewe dalk is die rede hoekom jy nie weet, en weet wat is die doel wat Abba Vader vir jou het, omdat jy hom nie gehoorsaam, want die Heilige Gees wat binne in jou sal wees, sal vir jou wys, sal met jou praat, sal jou meer leer oor Yeshua, sal jou die karaktereienskappe van Yeshua leer, en sal jou aankla oor sonde, oor godsdiens, en sal jou leer oor verhouding, want Yeshua sê die Heilige Gees sal kom en julle alles leer, en nog meer. Met ander woorde, nee vir sonde. Nee vir sonde. En ja vir Yeshua. Dis die boodskap. Dis die boodskap van Johannes die Doper. Hy het 'n eenvoudige boodskap gehad. Dit was nie 'n komplekse teologie nie. Hy moes nie blaaie gaan uitdeel het om te verduidelik het nie. Hy het nie 'n bord nodig gehad om te verduidelik het nie. Dit was so maklik. Gee jou hart vir Yeshua. Hy's op pad, hoor. Hy's op pad. Suid-Afrika. As ons sal terugkeer na die weë van Abba Vader. As ons onsself sal neerlê.
Dis 'n eenvoudige boodskap. Lê jouself, die koning is op pad, bekeer julle. Bekeer julle, draai terug na sy weë toe. Aanvaar, dis wat gebeur die oomblik as jy Yeshua aanvaar, dan is die volgende aksie is om te sê, Abba, ek aanvaar u koning Yeshua, ek aanvaar u, ek is so vuil soos hierdie wit hemp, ek het nodig om gedoop te word in hierdie water, die lewende water wat Yeshua is, kom was, maar ek sal dit profeties doen, ek sal dit simbolies doen, ek sal onder hierdie onderdompeling ingaan, ek sal soos wat Yeshua gedood gegaan het aan die dood, soos sal ek doodgaan aan my wil, my opinies, my godsdiens, kom vul my, verander my met Yeshua, met 'n Yeshua gesindheid, want ek wil die bruid wees. Ek wil nie meer my weë wil nie, ek wil leef vir u, ek wil leef vir u. Ek hoef nie in te skryf 10 kursusse om Johannes se boodskap te verstaan nie. Die vyand het ons net so kom blind maak, dat ons hierdie waarheid kan sien nie. En miskien kyk jy nog steeds vandag hierdie, en jy het soveel offense, en jy gaan nou jou dominee bel weer oor die kleindoop. Vandag bid ons vir jou, dat Abba die oogskille van jou oë sal afval. Hy het, ons koning is op pad. Johannes het hierdie boodskap verkondig, Petrus het hierdie boodskap verkondig, ons eie Messias het hierdie boodskap verkondig. As Yeshua waarlik die een is wat jy volg, sal jy nie ook soos Paulus, soos Petrus, dieselfde boodskap verkondig nie? Is dit wat ons vir ons familie daar buite vertel? Is dit wat ons vir ons disippels vertel, as jy besig om disippels te maak? Kan ek jou vra, hoeveel disippels is jy besig om te maak? Hoeveel disippels het jy al so ver in jou lewe gemaak? Want jy gaan voor Abba hierdie vraag moet beantwoord. Want Yeshua het gesê, gaan maak disippels. Hoe maak jy disippels? Ons het nie eens 'n klou nie, want die vyand het ons kom blind maak. Ek gaan kerk toe, dis nie 'n disipel maak nie. Ek doen Bybelstudie, dis nie 'n disipel maak nie, dis wat jy nodig het. Maar wanneer gaan jy oor in aksie? Wat beteken dit om 'n disipel te maak? Jy gaan vertel vir hom, bekeer jou, draai weg van jou verkeerde weë, kom ek help jou, kom ek waleer jou, die weë wat Abba Vader geleer het. Wat sê Yeshua se opdrag? Maak disippels, en wat? Doop hulle. Hy sê nie besprinkel hulle nie. Hy sê onderdompel hulle. Verander hulle van wit hemp na Matteus 28 vers 19, sy opdrag is baie duidelik. Maak disippels, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, want hulle is 3 eenheid. En leer hulle om alles te onderhou. Wat was Johannes se boodskap? Hoor gou, is nog steeds, dis my en jou opdrag. Abba roep my en jou as Johannes die doper. Partykeer het ek en jy nodig soos Johannes die doper, om in die woestyn te wees. En mense uit hulle plekke uit te roep, uit die wêreld uit te roep, te sê, kom hier in die woestyn toe waar jy Abba se stem kan hoor. Hierso is die koning, hy is op pad, die koning is op pad, hy's op pad. Die shofar gaan binnekort blaas, hy's op pad. Bekeer nou. Moenie wag tot môre nie, bekeer jou nou. En doen presies soos die Heilige Gees jou sê. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Papa God, dankie vir u woord. Dankie vir u liefde, Abba. Vader, ek bid dat hierdie swaar las wat ons dra van godsdiens nou sal afval. Dat dit nou sal afval in Yeshua Messias se naam. Dankie vir u goedheid. Dankie vir u liefde. Ek weet ons koning is op pad. En dalk sê jy vandag, maar baie mense sê dit al lankal. In die boek van Petrus sê Petrus, baie gaan bespotting maak oor dat hulle sê, ja, maar die koning is op pad. Jou dag kan vandag aanbreek. Jy kan vandag jou oë toemaak.
en voor koning Yeshua staan, jy's nie die bepalende faktor nie. Hy het jou hier geplaas, jy het nie een hand bygedra tot dit nie. Hy het jou hier geplaas op 'n spesifieke dag, en hy kom haal jou op 'n spesifieke dag, jy weet nie wanneer dit is nie. Bekeer jou, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Vader, is 'n ernstige boodskap. En daarom wil ek waarlik terugkeer na U toe met alles in my. En ek wil weer net in die water gedoop word, soos my eie seun vir my sê, Papa, ek het nodig om weer gedoop te word. Ek het nodig, en so sê ek vir U, Papa. Ek wil weer gehoorsaam wees aan die Heilige Gees, en ek wil gedoop word. Ek wil gedoop word, en ek wil hierdie ou vuil, sondige natuur wil ek los. I just want to be really here for your purpose. Ek wil net hier wees vir die doel why you created me. Ek wil leef vir U. Ek wil totaal al verander. Ek wil my bekommernisse en geld en al daai goeders in daai doopbad gaan los, of in daai dam of waar ook al ek gaan onderdompel word. Ek wil dit laat los, want ek weet U woord is vas, en ek kan U vertrou. U is die lam van God, Yeshua. U is die voorsiening. As Abba het voorsien, hy het die lam voorsien, wat Johannes ook verkondig het. Daar is die lam van God. Abba het die lam voorsien. Daarom is my voorsiening kom van U af. Ek wil al my bekommernisse in hierdie wêreldstelsels en hierdie godsdiens en alles, ek wil dit neerlê en ek wil verander. Ek wil soos daai wit hemp wat vuil, wat gevlek is en deurgedra is, wil ek kom en sê, Abba, doop my. Ek wil hierdie karaktereienskappe van Yeshua aanneem. Ek wil verander. Ek wil totaal al verander. Ek wil nie meer daai vuil wees nie. Ek wil verander in Yeshua. Meer en meer soos Yeshua. Petrus, die dag toe Yeshua sy disippels se voete was, toe sê Petrus, nee, Jesus, ek is nie waardig dat U my voete was nie. Petrus was vasgevang in godsdiens. Hy's nie waardig, net soos wat jy voel, jy gaan nie gedoop word nie. Yeshua sê, as ek nie jou voete was nie, dan kan jy nie deel wees. Net so het ek en jy nodig om net te gehoorsaam, net soos wat Johannes die doper, dis wat sy naam beteken, dis wat ons hom leer ken, dis wat die woord van hom skryf. So word ons geroep. Heilige Gees, sit dit nou op jou hart. Sal jy hom Shema? Want dis die toets. Sal jy hom gehoorsaam? Ek wil net gou vir jou vra nog een thought. Waar staan daar iets in die Bybel, dat as jy so vasglo, dat jy besprinkel was en dis jou doop, waar staan in die Bybel, dat as jy nou groot gedoop word, dat jy hel toe gaan? Hoekom het jy net doen nie? Want die woord sê so. Daar staan actually nêrens in die woord dat jy besprinkel moet word. Vader, ek eer U. Ek wil U gehoorsaam, U Shema. En dit is wat gebeur. Die oomblik as ek wegstap van Abba af, is dit weens ongehoorsaamheid. Dis sonde. Sonde is ongehoorsaamheid. Die oomblik as ek Yeshua aanvaar en terugdraai, die eerste ding wat ek kry is gehoorsaamheid. Gaan jy werklik terugkeer? Is jou teshuwa waarlik? Is jou bekering ter waarlik? As dit waar is, Shema Israel, gehoorsaam my woord. Dankie Vader vir dit wat U vandag doen. Ek eer U. Ek vertrou U vir die saad, wat 100voudig sal vermenigvuldig vir U glorie. Dankie, mag U oogskille afval. Mag Suid-Afrika, mag ons land, mag ons dorp terugkeer, bekeer, en mag ons uitgaan as disippels van Yeshua na die uithoeke van die aarde en disippels maak en hulle leer om gedoop te word. Maak disippels, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, dis die opdrag, en leer hulle om alles te onderhou.
U koop ons, koning Yeshua. Dankie Vader. Ek bid dit alles in Yeshua Messias se naam, die seun van Jotewawei. Amen. Amen.